Let's go, Holy Spirit, let's go. Let's go, Holy Spirit, let's go. I open up my heart, I open up my mind. Let's go, Holy Spirit, let's go. Let's go, Holy Spirit, let's go. Let's go, Holy Spirit, let's go. I open up my heart, I open up my mind. Let's go, Holy Spirit, let's go. Where you lead, I will follow. Let your will be done. Yours is the glory, yours is the kingdom forever, amen. It's not what I can or cannot do, but what you can do. Let's go, Holy Spirit, let's go. Let's go, Holy Spirit, let's go. Let's go, Holy Spirit, let's go. I open up my heart, I open up my mind. Let's go, Holy Spirit, let's go. Where you lead, I will follow. Let your will be done. Yours is the glory, yours is the kingdom forever, amen. It's not what I can or cannot do, but what you can do. Let's go, Holy Spirit, let's go. Let's go, Holy Spirit, let's go. Let's go, Holy Spirit, let's go. I open up my heart, I open up my mind. Let's go, Holy Spirit, let's go. Where you lead, I will follow. Let your will be done. Yours is the glory, yours is the kingdom forever, amen. It's not what I can or cannot do, but what you can do. Let's go, Holy Spirit, let's go. Let's go. You lead, I will follow. Let your will be done. Yours is the glory, yours is the kingdom forever, amen. It's not what I can or cannot do, but what you can do. Let's go, Holy Spirit, let's go. Let's go, Holy Spirit, let's go. Let's go, Holy Spirit, let's go. I open up my heart, I open up my mind. Let's go, Holy Spirit, let's go. I open up my heart, I open up my mind. Let's go, Holy Spirit, let's go. Light of the world, shine upon us, set us free by the truth you now bring us. Shine on me, shine on me.
dry me, consume all my darkness, shine on me, shine on me. Oh, shine, Jesus, shine, fill this land with the Father's glory blaze, Spirit blaze, set our heart on fire. Flow, river flow, flood these nations with grace and mercy. Set forth your word, Lord, and live. Come on, sing it again. Shine, Jesus, shine, Jesus, shine. Fill this land with the Father's glory blaze, Spirit blaze. Set our hearts on fire. Flow, river flow, flood these nations with grace and mercy. Set forth your word, Lord, and live. Can we do it one more time? Shine, Jesus, shine, Jesus, shine. Fill this land with the Father's glory blaze, Spirit blaze. Set our hearts on fire. Flow, river flow, flood the nations with grace. Oh, send forth your word, Lord, and let there be light. Let there be light. Oh, Jesus. Oh, halleluja. Geliefdes, kom ons staan net so in vereniging gebed. Here, dis vanmôre vir ons 'n groot voorreg om in die huis van die Here te kan wees, Here. Daar is so 'n opgewondenheid, Here, vanmôre in my gees, want ek weet iets gaan gebeur wat elkeen se lewe vanmôre hier gaan aanraak, bonatuurlik, en dit gaan verander, Here. Want waar U in ons teenwoordigheid is, Here, moet dinge verander, Here. En ek dank U vanmôre dat elkeen hier is, uitgespaar aan die kant van die lewe, en ons het nie moeite geag om hier te wees nie, maar ons is bly om hier te wees, want ons weet, ons gaan iets ontvang uit U hart uit vanmôre, Here. Dankie dat ek kan bid vir Here familiesentrum, Here. Here, elkeen wat die is vanmôre is so awesome, net om in die teenwoordigheid van geliefdes te wees. Die woord verklaar, dit is lieflik waar broers en susters saam woon vanmôre, en ons is hier met 'n dankbare hart, Here, en opgewonde om iets uit die woord te ontvang. Here, seën vanmôre ons pastoor wat die woord gaan bedien, Here. Dankie dat U sy lippe net weer vanmôre salf, Here. Dankie vir nuwe en 'n vars salwing op sy lippe en oor sy lewe, Here. Ek weet hy het gehoor van U en hy gaan spreek vanmôre soos U wil hê hy moet spreek, Here. Ons weet hy gaan nie homself uitpraat nie, maar gee hom die moed, gee hom die krag, Here. Gee hom die energie, Here, Vader. Here, en dankie dat hy sal praat, Here, wat U op sy hart gelê het. Seën die Here die band, Here, die media span, die kinderkerk, Here, Vader, elke afdeling vanmôre. Ons trek dit onder die kosbare bloed van Jesus, Here. Die vyand sal geen hou vas hê oor hierdie diens vanmôre nie. Ons bestraf, ons bind elke werk wat hy beplan om te doen. Hy het nie vanmôre reg in hierdie diens. Elke werk is kragteloos in die naam van Jesus Christus, die een wat ons die autoriteit gegee het om oor hierdie goed te praat, Here. Ek dank U, Here, net vir U teenwoordigheid, Here, in ons midde vanmôre. Ons weet U is reeds hier, Here, Vader. Deurweek ons vanmôre met die Heilige Gees, Here. Ons is honger vanmôre vir meer en meer van U, Here, Vader. Ons vanmôre sê U is heilig, heilig, en as niemand anders soos U nie. Die naam van Jesus is 'n sterk toring, die regverdige hardloop daarheen en hulle word beskut, Here. En ons is vanmôre hier want ons wil in U teenwoordigheid wees. Here, seën hierdie diens. Ons gee dit net totaal en al in U hande oor, Here. Ek wil ook vanmôre so bid vir elke tiende, elke saad, elke offerande, Here, elkeen wat gaan gee vanmôre, Here. Dankie dat ons sal gee, Here, Vader, met opregte harte, Here. En ek bid dat U sal voorsien in elkeen van ons behoeftes, Vader, Here. Ons doen dit nie net omdat ons moet, Here, maar omdat ons wil gee, Here. Seën dit en gee dubbelvoudig aan elkeen terug. Is my gebed in Jesus wonderlike naam met baie danksegging. Amen. Amen. Sit jou vertroue in die Here. Halleluja.
is die aksie. Mosterdzaad geloof. Mosterdzaad geloof. Om te spreken tot je visie. Leven met de missie. Mosterdzaad geloof. Mosterdzaad geloof. Geloof, wankel nie, vertrouw die Heer. Geloof, wankel nie, vertrouw die Heer. Geloof, geloof, geloof en wankel nie. Geloof zonder werken, plaats je in geen sperken. Mosterdzaad geloof. Mosterdzaad geloof. Spreek tot je storm, je zal je niet bekomen. Mosterdzaad geloof. Mosterdzaad geloof. Geloof, wankel niet, vertrouw die Heer. Geloof, wankel niet, vertrouw die Heer. Geloof. Here, ons vertrou ons vanmôre in U. Oh Jesus, blessed assurance, Jesus is mine, and He's been my fourth man in the fire, time after time. I'm born of His Spirit, washed in His blood, and what He did for me on Calvary is more than enough.
He has never failed me yet. Oh, Jesus. Oh, I trust in you with everything inside of me, Jesus. Oh, and I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He answered. I sought the Lord. He heard, and He answered. That's why I trust Him, and I trust in God, my Savior, the one who will never fail. Thank you, Jesus. He will never fail, and I trust in God. I trust in God. Oh, yes, Jesus. He's got the answer. He's got the answer. Just have faith in God. Faith in God. Have faith in God. Have faith in God for the answer. Have faith in God. Oh, have faith. Have faith in God. Have faith in God.
in God for your answer. Have faith in God. Thank you, Jesus. Oh, mighty God. Oh, hallelujah. Turn your eyes on Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Here. Thank you, Here. Thank you, Lord Jesus. Love Here. Praise Here. Turn your eyes upon Jesus. Turn your eyes upon Jesus. Look full in his wonderful face, and the fear
Dankie, Here. Dankie, Here. Dankie, Halleluja. Jesus. Thank you, Jesus. Thank Ons you, staan Jesus. verstom, Here. Thank you, Jesus. Ons staan verstom. Voor die teenwoordigheid, Here. Daar's 'n rivier wat ontmoet in hierdie plek. En die rivier borrel uit elke persoon in hierdie gebou. Borrel die rivier uit. En daar's 'n ontploffing van sy heerlikheid in hierdie plek. Hy is in ons midde as gevolg van die rivier wat vloei deur elke ene van ons, Here. Dankie dat ons bewus is van U teenwoordigheid, Here, 'n krag in hierdie plek wat siekes gesond kan maak, Here. 'n Krag in hierdie plek wat deurbrake kan bring in elke liewe area van ons lewe, Here. 'n Krag in hierdie plek, Here, wat ons kan neem na 'n volgende vlak van heerlikheid, waar ons transformeer om te lyk soos Jesus, sodat ons kan begin optree soos Jesus. En Here, terwyl ons in 'n tyd is waar daar baie Christene is wat mekaar nou aanval. Die een sê dit, hierdie een sê dat, hierdie een val hierdie ene aan, hierdie een val daardie ene aan. Dank ek U, Here, dat U die kerk van die Here Jesus bekragtig in 'n eenheid. Ek kom teen elke verdeelde gees in die naam van die Here, in die magtige naam van Jesus. Here, U bid en U sê dat hulle een sal wees, dat die kerk een sal wees, soos wat Jesus, God die Vader en die Heilige Gees een is. Daarom dank ek U, Here, dat die kerk van die Here Jesus Christus in hierdie tyd opgewek word in 'n eenheid, nie in 'n verdeeldheid nie, maar in 'n eenheid, Here, sodat ons effektief kan wees in die koninkryk van God. Ons kan nie effektief wees as daar verdeeldheid is nie. So daarom breek ons elke tweedrag gees, elke arrogansie gees, in die naam van die Here, sodat daar 'n eenheid kan wees. Want Here, toe hulle eendragtig was in die oppersaal, toe kon U Gees uitgiet. En Here, ek dank U vir 'n eenheid in die kerk van die Here Jesus Christus. Ek dank U vir 'n eenheid in hierdie gebou. Elke verdeelde gees is uit in die naam van Jesus. Elke opinie van 'n mens is uit in die naam van die Here. Elke gevolgtrekking is uit. En hier is 'n eenheid in hierdie plek nou. En Here, maak elke hart, maak daai grondgebied vrugbaar vir U woord om te val in, Here, sodat dit kan ontkiem en groei in elke hart vanmôre. Dis my gebed in Jesus naam. Amen. Markus 11 vers 20. Ons gaan net so 3 versies lees, dan kan U sit. En toe hulle vroeg in die môre verbygaan, sien hulle die vyeboom. En hierdie vyeboom het Jesus vervloek. En hy het geen vrug gesien aan hierdie vyeboom nie. Toe vervloek hy hom. En toe hulle verbykom die tweede maal, toe sien hulle die vyeboom is verdroog van die wortels af. En Petrus het onthou en vir hom gesê vir Jesus, Rabbi, kyk, die vyeboom wat U vervloek het, is verdroog tot in sy wortels. En Jesus antwoord en sê vir hulle, julle moet geloof in God hê. En ons gaan net nou 'n bietjie kyk, wat beteken dit in die Grieks? Wat is die direkte vertaling uit die Grieks uit wat Jesus hier sê? Dis baie, baie interessant.
En dan kom vers 23, hy sê, want voorwaar ek sê vir julle, halleluja, dat elke een wat vir hierdie berg sê, hef jou op en werp jou in die see, en nie in sy hart twyfel nie, maar glo wat hy sê, dit sal gebeur, hy sal verkry, net wat hy sê. Halleluja! Is u dankbaar vir God se woord? Is u reg om vanmôre geloof te ontvang? Halleluja, so Here, ek sal my gedagtes. Vader, ek is maar net 'n kanaal wat deur die rivier vloei. En Here, kom vloei deur my. Kom praat deur my. Vader, dat hierdie mense vanmôre hier sal uitstap met die wete. Halleluja, hulle het die vermoë om met enige berg te kan praat. Maak nie saak wat se naam daai berg het nie. Hulle het die vermoë om met daardie berg te praat. En ek eer U daarvoor. In Jesus naam. Amen. U kan U sitplek inneem, familie. Baie, baie dankie. Ek wil met U praat oor 3 goed vanmôre en ek gaan myself haas om vinnig te maak ook vandag. Ek wil met U praat oor die grootte van geloof. Ons gaan vinnig daarna kyk. Dan gaan ons kyk na die bron van geloof. Dis uiters belangrik. En dan gaan ons praat oor hoe aktiveer ek geloof. Wat is een ding om geloof te hê en te sê jy het geloof, maar hoe aktiveer jy daardie geloof? Want hier is wat u moet weet vandag, en dit is, dit maak nie saak wie jy is nie, maar jy het bergverskuivende geloof. Jy het nie nodig om 'n magtige prediker te wees, om 'n bergverskuivende geloof te kan hê nie. Jy het nie nodig om 'n apostel te wees, 'n profeet, of een of ander titel voor jou naam, of een of ander graad agter jou naam, om bergverskuivende geloof te hê nie. Die Bybel sê, dat wanneer jy glo, en Jesus Christus leef binne in jou, het jy bergverskuivende geloof. Dis in jou. Dis in jou, en vandag gaan jy dit sien, dis reg binne in jou. Halleluja. Dis 'n soort geloof wat ons nodig het vir elke dag se lewe, in alledaagse lewe. Matteus kom, die disippels, en hulle vra vir Jesus. Hulle kom by die maansieke kind, hulle probeer om hierdie kind gesond te kry, en hulle kry hierdie demoon uitgedryf van hierdie kind nie, en Jesus kom en hy doen dit in sekondes. En Jesus kom in Matteus 17 en hy sê vir die disippels, hierdie geweldige ding. Want hulle vra vir hom, hoe kon ons dit nie reg kry? Waarom kon ons nie met hierdie demoon praat en hom uitdryf nie? Jesus sê, deur julle ongeloof. Want voorwaar, ek sê vir julle, presies dieselfde woorde, as julle geloof het soos 'n mosterdsaad, sal julle vir hierdie berg sê, gaan weg hiervandaan daar na toe, en hy sal weggaan. Wow, Here help my. En niks sal vir julle onmoontlik wees nie. Nie net is niks onmoontlik vir God nie, maar omdat hy in jou is, sê hy, daar is geloof binne in jou, waar jy die berg kan aanspreek, en hy sal homself ophef, en in die see werp. Niks sal vir julle onmoontlik wees nie. Dis God wat met my en u praat vandag. Dis 'n geweldige stelling. Geloof so groot soos 'n mosterdsaadjie kan die onmoontlike doen. Dis wat hierdie skrif sê. Geloof so groot soos 'n mosterdsaadjie kan duiwels uitdrywe. Geloof so groot soos 'n mosterdsaadjie kan kanker laat opdroog. Geloof so groot soos 'n mosterdsaadjie kan nie prosperity preacher wees nie, maar kan jou finansies verander. Kan jou besigheid verander. Kan jou huwelik verander. Kan jou kinders verander. Luister, dit kos net mosterdsaad geloof. En dis wanneer Jesus kom, of die Bybel kom in ons geleesde gedeelte,
dan sien ons dat Jesus praat van bergverskuivende geloof. Petrus is verstom. Hy het nou net met 'n boom gepraat, en hier is die ding, familie. Hierdie vyeboom het pragtige groen blare gehad. Ek meen, gee die boom tog net 'n kans. Gee hom net 'n kans. En verstaan my mooi, Jesus het net daai vyeboom bestraf, dat hy moet opdroog tot binne in sy wortels, om te spog wat hy kan doen nie. Want dis nie wie God is nie. Hy loop net en spog, kyk wat ek kan doen. Kling. Magic. Dis nie God nie, dis nie Jesus nie. Jesus het die vyeboom aangespreek. Hy het die vrug gedra nie. Maar Jesus wou 'n les leer vir die disippels, vir Petrus, en vandag vir my en u wat hierdie verhaal lees. Dat het maak nie saak wat jy sê, vir enige omstandighede nie. As jy kan glo, kan dit gebeur. Dit kan gebeur. Dis die les. Jesus wou 'n les leer oor geloof, vir die disippels en vir u en vir my vandag. En Jesus vervloek hierdie boom. Toe hulle vir die tweede maal weer verbykom, kan Petrus nie wag nie. Hy sê, wag, ons gaan nou verby daai vyeboom loop. Ek wonder hoe lyk hy. Ons gaan nou verby daai vyeboom. Ek wonder, Jesus het hom vervloek. Ek wonder hoe lyk hy boom nou? Hy het groen blare gehad, maar net nie 'n vrug nie. Toe hy daar kom, toe hy verstom. Want toe het daai vyeboom se blare afgeval en hy skurkdroog tot binne in sy wortels. Ek het 'n gevoel dat daar gaan goed wees wat gaan opdroog vandag in hierdie plek. Ek sê daar gaan 'n paar goed opdroog vandag in hierdie plek. Jy kan Ek weet nie hoe jou geloof nie, maar ek het geloof vanmôre vir dit. Daar's 'n paar goed wat ons gaan aanspreek. En daai ding gaan opdroog, soos die vyeboom opgedroog het. Nou ek moet vir u vat na, want hierdie was 'n magtige openbaring terwyl ek dit bestudeer. Wat sê die oorspronklike Grieks vertaling? Hy sê dat jy moet, bly by my. Jesus in ons ou vertaling sê, jy moet geloof in God hê. Dis baie mooi, dis waar, dis ook waar. Maar in die Grieks, direk uit die Grieks vertaal, praat dit van 'n God soort geloof. 'n God soort geloof. Dus kom die een Engelse vertaling en hy sê dit baie duidelik, dan sê hy in vers 22, let the faith of God be in you. My Here, sê dit weer op, ons moet dit mooi sien. I hear, I forget, I see, I remember. Nou kyk julle almal van my hare wat so kort geskeer is. Daai Arabier, ek sit daar, ek sê, sny my hare mooi, hy gat broers en susters, ek sien net hare waai. Ek wil vir hom sê, stop! Nie vir my hare, kyk daar. Let the faith of God be in you. Let the faith of God be in you. Ek sê weer, let the faith of God be in you. Let the faith of God, Ramasukatataratibasokayenda. Ek het hoendervleis hier wil staan. Dis nie, dis God wat met ons praat hier. Jy moet die soort geloof van God hê. En wanneer jy 'n God soort geloof het, sal jy vir die berg kan sê, hef jou op en werp jou in die see. Dan sal dit gebeur. Hier is 'n geweldige stelling van Jesus.
Nou kom ons praat gou 'n bietjie oor die alledaagse goed. Dink aan jou moeilikheid wat jy het op hierdie oomblik. En van julle ken ek weet, jy sit met 'n reus voor jou. Jy sit met 'n berg voor jou. En die eerste ding wanneer ons te doen het met 'n berg, dan rys daar nog 'n berg. Wat sê? Twyfel. Jy het hierdie een massiewe berg voor jou en reg voor daai berg rys daar nog 'n berg wat sê, sal God werklik hoor en antwoord? Daai berg skree, is dit nog die moeite werd om te bid? Kan God my omstandighede verander? Is dit moontlik? Want jy sien baie van julle, se berg is so intimiderend. Jy het nie eens krag om te bid nie. Jy is so swak in jou binnekant, want hierdie berg maak jou lê jou lam. Jy het nie eens woorde nie. Jy kom in jou binnekamer en jy wil die Bybel oopmaak, maar jy het nie krag om te lees nie. Net so terloops. Ek sit hier so met 'n ou lappie. Kan julle onthou wie het vir my lappies gebring altyd? Tannie Antoinette. Hierdie lappie het sy nog laaste vir my gegee. En nou sy by Jesus. Sy is nou by Jesus. En weet wat was so mooi? Gaan dit seker by haar begrafnisdiens Dinsdag sê. Toe ek by haar kom maandag aand. Maandag het ek voorberei en ek klaar voorberei. Ek ry daar na huis toe. En weet wat sien ek? Ek sien 'n ou moeder wat lê op haar bed. En weet wat lê langs haar op die bed? Haar Bybel. Haar Bybel. En ek praat so 'n bietjie met haar, sy sê, "O Clemens, ek het nie eens krag om te bid nie. Ek het nie krag om my Bybel te lees nie, maar die feit dat my Bybel net hier lê, beteken so baie vir my." Ons het nie krag om te bid nie, ons het nie krag om ons Bybels te lees nie, maar in die berg staan van twyfel. Kan God alles verander? Baie van julle besigheidsmanne sit met uitdagings in jou besigheid. Daar's berge wat voor jou staan en jy sê, my God, ek weet jy gaan na die berg skuif nie. En ek kan my verstout om te sê dat ek dink 90% van as ek vir jou vra, wat is jou berg se naam? Dan gaan jy sê, my finansies. My finansies. Berge van vrees. Ek het 'n oproep hierdie week gehad, of die laaste, ek kan nie onthou nie. Een van ons kykers wat kyk oor Suid-Afrika en ek praat met die oom en die oom sê vir my, Clemens, vrees pak my beet, ek het vrees in my lewe, ek kan nie mediteer nie, ek kan nie slaap in die nag nie, dit voel of vrees my verwerg. Berge van vrees, berge van depressie, in die tyd waarin ons lewe. Berge van huishoudelike probleme in huwelike. Berge van kinders wat jou mal maak, kranksinnig, want hulle rebelleer teen alles wat jy geleer het. Jy staan op die waarheid, het hulle dit geleer, maar hulle rebelleer, en sê ek wil niks daarmee uit te waai nie. En dit voel vir jou hierdie een struikelblok, op die volgende struikelblok. Dit voel vir jou, die een probleem is groter as die ander ene. Wie ken dit? Die wasmasjien breek, dan breek die tuimelroer sommer saam met hom. En die mikrogolf, sê ek ook, ek het nou genoeg gehad. Dan kom jy by die voertuig by jou kar, hier is die battery ook sommer pap. En dan kom die kinders speel met die bal, dan gooi hulle in die rytoksstuk in. Alles loop verkeerd. Dis die een berg na die volgende berg. En soms is die moeilikheid, Here, ken ons dit nie, so uitdagend, dat dit voel vir ons, dit is amper makliker om met 'n fisiese berg te praat, as met jou probleme. Dit is amper makliker om vir hierdie berge hier rondom ons te sê, weet jy wat, hef jou op, werp jou in die see, as om met hierdie fisiese situasie, wat jy so intimideer te praat. Dit is dalk iets wat jy wil doen, iets wat jy wil aanpak, miskien 'n droom wat jy dra, jy wil so graag hierdie droom sien waar word.
Dis dalk 'n droom wat jy vir God wil doen. Hoe jy droom om deur God gebruik te word as 'n magtige instrument in sy hand. Jy het hierdie visie, jy het 'n begeerte wat brand in jou hart, maar is so groot soos 'n berg. Jy weet nie, gaan jy ooit hierdie droom sien waar word? Jy sit met goed wat jou pla. Dis goed wat jy nie kan oorkom nie. Dis hindernisse. Dis berge in jou lewe. Miskien is dit 'n gewoonte wat jy nie kan breek nie. Want mense sit met slegte gewoontes en jy weet hierdie gewoonte gaan jou lewe verwoes. Jy weet dit gaan tot jou geestelike lewe belemmer. En jy probeer so hard om hierdie versoeking te oorkom. Maar as jy jouself kan kry, het jy geval weer vir daai selfde versoeking. En die feit is, familie, ons almal het 'n berg. Elkeen se berg lyk anders, het 'n ander naam. En die meeste van ons, wanneer ons by daardie berg staan, en daardie berg wil aandurf, dan sak ons moed in ons skoene, en ons weet nie hoe gaan ons dit doen nie. Maar, hoor mooi, oor en oor, in hierdie Bybel, sien ek iets. Elke liewe karakter in God se woord. Elke man en vrou in hierdie Bybel, lees ek, het almal een of ander berg gehad. Elkeen. En weet wat, party van julle voel nog soos Abraham. Want hy moes nie net die berg uitklim nie, hy moes nog gaan offer ook op die berg. En van julle moet jou besigheid offer. Jy moet daai kind offer. Bedoelende, hy's uit die huis uit, sy's uit die huis uit. En jy klim hierdie berg en jy verstaan nie, wat soek ek op hierdie berg nie, wat maak ek hier? En nou moet jy nog 'n altaar bou, en jy moet hierdie enigste ding wat jy voor lewe amper, hierdie enigste ding wat jy weet, is jou alles amper, moet jy op jou altaar leer lê. Dis 'n berg. Maar wat ek leer in God se woord is, die berg was daar, dat hulle die krag van God kon leer. Kom ek vertel vir u, as ek terugkyk in my lewe, dan sien ek voorwaar, ek sien berge wat geskuif het. Daar's omstandighede as ek terugkyk en sê ek, my Here, ek kan getuig vandag voor die Here. Daar was berge wat geskuif het. Maar weet wat sien ek nog? Ek sien wanneer ek terugkyk, my Here, sien ek daar's berge wat gebly het. Maar die krag van God het my die krag gegee om bo-oor te gaan. Nou kom tye wat ek terugkyk en sê, my Here, ek verstaan nie hoe is ek oor daai berg nie. Daar was tye, ja, wat God die berg geskuif het. En dit het net die Here daai hele situasie binne sekondes opgelos, en het is 'n deurbraak het gekom, 'n wonderwerk het gekom. Maar dan was daar kere wat ek tree vir tree moes sweet en die aangesig van God soek om oor die berg te kom. So God se krag word op twee maniere geopenbaar. Of hy gee jou die krag om oor jou berg te kom, of sy krag neem die berg weg. Een van twee. En iets van julle, jy sal halfpad oor jou berg, en wil vir sy raak opgewonde. Die einde is naby. Die einde is naby. So daar's baie definisies oor geloof. Gee my net gou 'n oombliekie en ek nog by my inleiding. Geloof gee toestemming vir God om die bonatuurlike in 'n situasie te doen. Om te beweeg, bonatuurlik in 'n situasie, maar jy moet uit die pad uitkom. Want baie maal wil God beweeg, maar jy staan voorwaar in die pad en jy kan niks doen nie. Geloof sê, kom uit die pad uit, dat hy die bonatuurlike kan doen. Geloof is 'n visie wat God deur jou kan doen. En dan vertrou jy hom om dit te doen.
Geloof is om te glo dat die onsigbare bereik kan word. Geloof is om op God te vertrou en jou hele lewe op hom te bou. Geloof is nie net te wete dat God bestaan nie, maar dit is 'n stap waar jy totaal en al oorgegee is aan hom. Geloof beteken jy glo God se woord bo die omstandighede, al lyk dit onmoontlik. Geloof is die sekerheid dat God is wie hy is en dat hy sal doen wat hy beloof het, selfs al sien jy dit nog nie. En dan kom Hebreërs 11 vers 1 wat ons almal ken, dan sê hy, geloof is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. So gee my 'n oomblik. Hoe groot is geloof? Kom ons praat hieroor. Jesus sê geloof is so groot soos 'n mosterdsaad. Hoe groot moet daardie geloof van jou wees om daai berg te kan skuif? So groot soos 'n mosterdsaad. My vrou het nou die dag, toe koop sy en Eva 'n hangertjie met 'n mosterdsaadjie op. Dis piep klein. Baie van ons dink, as ek maar net Paulus en Silas se geloof kon gehad het. Toe hulle in tronk was en hulle middernag begin bid het en lofliedere begin sing het. Ek wens ek kon daardie geloof gehad het van die volgende oomblik. Toe gaan die deure oop, te val die kettinge af. As ek maar net daardie geloof gehad het. As ek maar net Daniël se geloof gehad het in die leeukuil, waar die Here die leeu se bekke kon sluit. As ek maar net Sadrag, Mesach en Abednego se geloof gehad het, waar hulle in die vuuroond was en hulle het eens geruik na rook nie. As ek maar net Petrus se geloof gehad het, waar hy op die water geloop het. Maar Jesus sê, o, geloof so groot soos 'n mosterdsaad is groot genoeg om 'n berg te skuif, is groot genoeg om jou omstandighede te skuif, is groot genoeg om my kanker te laat opdroog, is groot genoeg om elke demoon uit te dryf, is groot genoeg dat daar lewe kom in jou finansies, familie, al wat jy nodig het is mosterdsaad geloof, die kleinste, bly by my, God soort geloof, is groter as die grootste berg, wat voor jou mag staan om het te intimideer. So wat beteken dit? Dit beteken wat beplanning nie kan regkry nie, wat probeer om te doen nie kan doen nie, wat uitwerk nie kan uitwerk nie, kan mosterdsaad geloof doen. En jy sit met jou pen en papier, en jy werk jou begroting uit en jy besef, die heeltyd kry jy 'n negatief. En jy maak jou planne, jy beplan en maak jou planne en jy kom agter, dit kan nie werk nie. Maar mosterdsaad geloof sê, dit kan. Dit kan. So, kom ons praat gou oor die bron van geloof en hierdie het my weggeblaas. Is jy reg daarvoor? Hier het my hele lewe verander. Dit verander hoe ek bid. Ek sien, ons het nou 2 weke terug, 3 weke terug, ek kan nie onthou nie, toe bid ons vir siekes hier so een woensdag aand, ek kan nie glo vir mense kom by my en sê, Clemens, die Here het my aangeraak, ek is genees. En ek roem nie daarin en ek praat, ek wil nie 'n groot ding daarvan maak nie, want dis God wat die werk doen. Maar ons moet begin leer hoe om te bid, ons moet verstaan en werk geloof. Ons moet verstaan die rivier wat in ons is, die bron van water, hierdie fontein van lewende water wat in ons is. Ons moet verstaan en werk hierdie goed. En die Here werk met my. En wanneer ek iets leer, kom leer ek julle. Dis hoekom ek hier staan. Ek sê in die week, sê ek vir e-mail of iemand. Toe sê ek, weet jy wat, jy kan nie hier kom staan en let's go. Jy moet jou huiswerk gaan doen. Jy moet leer om te leer. So ek sit met die Bybel en ek doen studie en ek delf en ek delf en ek grawe en ek grawe en ek grawe tot iets my tref. En wanneer dit my tref, moet ek dit vir jou kom gee sodat dit jou kan tref. Amen. So ek wil nie nou kyk na die grootte van geloof nie. Ek wil kyk na die bron van geloof, want hier is iets van geloof wat jy moet weet.
geloof kry jy nie deur 'n boek van 'n sielkundige te lees of te luister na een of ander lewensmotiverende spreker. Want al wat dit is, hier is die ding, daar's 'n verskil tussen motivering en geloof. Want ek kan jou hier ophits. Ek kan jou hier opgewonde kry met allerhande regte klanke en geluide wat ek maak. En jy kan hier uitstap en sê, ek voel nou reg om my berg te skuif. Maar wanneer jy maandag by daardie werk instap, en jy staan weer voor daardie CEO wat geen tyd het vir jou nie, en mede-kollegas wat jou beskinder, uitmekaar uittrek, wanneer by die huis instap en die kinders speel alweer daardie musiek wat jou mal maak, en hulle vloek en skree op mekaar, dan is die motivering wat jy ontvang het, gone. Weg. Maar al wat oorbly, is geloof. Geloof is nie motivering nie. Want op hierdie oomblik is van julle, voel julle, hoor ek het sien kans vir my berg. Maar pas op, daar's 'n verskil tussen motivering en geloof. Geloof is konsekwent. Motivering hou net 'n uur. Want jy gaan hier uitstap en die eerste ou wat voor jou inry is alles weg. Daar's 'n verskil tussen motivering en geloof. So, kom ons delf in. Hoekom gebruik Jesus mosterdsaad as 'n voorbeeld? Want hy kon enigiets anders gebruik het. Kan ek vir jou sê hoekom? Want net hy kan 'n mosterdsaadjie maak. Daar's geen laboratorium in die wêreld wat goed bymekaar kan maak, so klein, dit saamdruk en pers, en jy sit dit in die grond en dit begin groei en dit word 'n mosterdboom nie. Geen. Net God kan die mosterdsaad maak. Net God kan geloof maak. En jy gaan nou sien hoekom ek dit alles sê. Mense, ek sê vir jou, hierdie woord het my lewe verander, nes laasweek se woord, en ek is maar op 'n reis. Maar kom ek vertel jou iets van 'n berg. Mense kan berge maak. Mense kan 'n klomp grond met allerhande laaigrawe en watse grawe alles, masjiene, kan hulle grond op 'n hoop gooi, en ek dink is in Engeland, is die hoogste mensgemaakte berg. Noem dit nou maar 'n berg in my metafoor, is seker eintlik 'n hoop grond. Maar hy's 40 meter hoog. Hoor mooi, dis hoog genoeg om jou visie te versper. Dis hoog genoeg om jou negatief te maak. God is die skepper van geloof, van die mosterdsaad. Maar mense bou 'n berg in sekondes voor jou. Jy kom met 'n droom en met 'n visie, en dan is daar mense, halleluja, wat grond gooi, en hulle wil jou visie versper, en hulle wil vir jou al die negatiewe goed gee, wat sê, dit kan nie gedoen word nie. Ek is hier om te sê, ons gaan 'n tabernakel vir die Here bou. Ek is hier om te sê, ons gaan die beste sonnaskoolkompleks bou vir ons kinders. Ons gaan die beste jeugsportsentrum hê, wat daar nog ooit bestaan het. Waar gaan julle die geld kry? Ek weet nie. Maar God kan. Ek sê God kan. Mense kan hoop maak. Maar ek kan nie mosterdsaad maak nie. Bly by my. So dus is geloof iets wat bonatuurlik kom.
En iets wat bonatuurlik is, kom van God af. Dus is hy die bron van geloof. Is hy die bron van die bonatuurlike. Hoe bou ek geloof? Kleimers, hoe bou ek geloof? Kom ek sê vir jou. Ons probeer allerhande wêreldmetodes om geloof te bou. Ek moet my geloof groter kry. Ons dink baie maal, as ek meer op my tande knars, dan gaan my geloof groter word. Wil jy weet hoe bou jy jou geloof? Deur meer tyd met God te spandeer. Tyd met God. In sy teenwoordigheid. Bou geloof. En buite van wat ek nou hier sê en my onvermoë en beperkte vermoëns, wil ek vandag vir u sê, elkeen wat hier sit vandag, wanneer jy hier uitstap, is dit nie Clemens se woorde wat jou geloof bou nie, maar kan ek vir jou net sê, in wie se teenwoordigheid was jy? Jy was in God se teenwoordigheid, en in sy teenwoordigheid word geloof gebou. Dis in hom. Want wat gebeur? Dit word wakker gemaak. Die geloof binne in jou word wakker gemaak. En jy besef, ek het 'n Godsoort geloof binne in my. En om bewus te raak van die Godsoort geloof, moet jy bewus raak van God. En wanneer jy bewus raak van God, raak jy bewus van jou geloof. Weet jy, kom jy raak negatief? Want jy is so besig met rooi rok sokkie bokkie. Terwyl jy in die kar ry, lekker sokkie bokkie. Ons gaan heel aan sokkie. Terwyl jy moet sing, raise a hallelujah in the presence of my enemy. Kom in die teenwoordigheid van God. Man, kry meer geestelike musiek aan. Kry meer die woord aan. Ek sien daar's nou podcasts. Ek leer ook nou die goed. Nou hoor ek moet nou die goed ook sukkie iewers in my lewe begin aanpak. Maar die Here, weet mense het ook net soveel tyd in jou lewe. Maar luister 'n podcast oor die woord. Kry 'n evangelie boodskap aan in jou kar. OK, kom ons los dit, is 'n ander preek. Geloof is nie iets wat jy najag nie. Waar jy sê, ek gaan dit kry deur op my tande te knars. Deur allerhande wêreldmetodes te gebruik om dit in die hande te kry nie. Geloof kom van God deur tyd met hom te spandeer. So, ek wil gou net jou opgewonde kry. Kan ek gou net bietjie swaai? Ons is daarom amper, ons is oor die halflyn. Kan jy nie worry nie? Nee, maar dit is nog lekker vroeg. Geloof kom van God. Ons sien iets van 'n Godsoort geloof in die woorde van Paulus. Nou ek moet hierdie met jou deel, dat jy net gou hierdie geloof ding verstaan. Ek wil hê met Romeine 12 vers 3 kyk saam met my. Hy sê honestly, dis mooi. Assess your worth, jou waarde, by using your God-given faith as the standard of measurement, and then you will see your true value with an appropriate self-esteem. Evalueer jou waarde met jou God gegewe geloof. Paulus praat in 1 Korintiërs 12:9 en hy sê, want aan die een word deur die Gees 'n woord van wysheid gegee, ander 'n woord van kennis van weer dieselfde Gees en ander weer geloof deur dieselfde Gees. Dis 'n gawe, dis 'n geskenk. Romeine 12 vers 3, hoor mooi is dit. Hy sê, want deur die genade wat aan my gegee is, sê ek vir elkeen wat onder julle is, dat hy nie van homself meer moet dink as wat 'n mens behoort te dink nie, maar dat hy daaraan moet dink om besadig te wees na die maat van geloof, soos God dit aan elkeen toebedeel het. Here. 'n maat van geloof sê vir my, dis nie alles nie, dis 'n bietjie. Wie was 'n bietjie? Mosterdsaad.
Mosterdsaad geloof is in jou gedeponeer. Hoe het Paulus die geloof gehad wat hy gehad het? Ek is regtig amper daar, moenie worry nie. Waar het Paulus sy geloof vandaan gekry? Want hy het berge gehad soos min van ons. Hy was geslaan, hy was 5 jaar in 'n tronk, hy het skipbreek gelei. Hy was vervolg self deur sy eie broers binne in die kerk, in die Romeinse kerk in Korinthe kerk. Hy was gestenig, hy was deur die Jode verwerp. Paulus het die een berg gehad op die volgende berg, en dan kom hy in Galasiërs 2 vers 20 weer in Engels. Hoor wat sê hy? Hy sê, my new life, dis Paulus wat hy praat, is empowered by the faith of the Son of God. Nie faith in the Son of God nie. Faith of the Son of God who loves me so much that he gave himself for me and Here dispenses his life into mine. Paulus het nie deur geloof in die Seun van God geleef nie, maar hy het geleef deur die geloof van die Seun van God. Ek preek nou seker teen elke ou preek wat jy ooit in jou lewe gehoor het. Maar familie verstaan mooi, hierdie ding het iets wakker gemaak binne my, en ek besef, God wil die kerk bekragtig, maar hy sê, besef wat is in jou, so met ander woorde, laasweek se woord het ons gepraat oor die rivier wat binne in jou is, die bron van lewe wat uit jou uitvloei, die rivier wat vloei uit jou uit, raai wat ons binne in die water gemeng, geloof. Oh, halleluja! Hier is hy dan. Ek moet net kalmeer, want ek is so opgewonde. En ek kom agter, as ek opgewonde raak, dan val ek oor my woorde. So hier is die ding. Sien jouself, of sien hoe Jesus hier staan. Dit het my verander. My denkwyse verander. Sien Jesus hier voor staan. Sien Jesus wat draai. En vir hierdie berg sê, hef jou op. Werp jou in die see. Wat dink u gaan gebeur? As Jesus dit sê. Dit gaan gebeur. En dis 'n metafoor vir enigiets. Vir enigiets. Nou as Paulus sê, ek leef nie meer nie. Maar Christus leef in my, my Here. As Paulus sê, dieselfde gees wat Jesus uit die dood het opgewek het, leef binne in my. Wanneer ek met 'n vyeboom praat, wanneer ek met kanker praat, wanneer ek met finansies praat, is dit die Clemens wat praat nie, maar dis die een binne in my wat praat. Nou is dit nie meer my geloof nie, maar dis die een binne in my se geloof wat praat, my Here. O, mense, ek voel die salwing van die Here soos ek nog nooit in my lewe gevoel het nie. Ek voel die krag van God. God wil sy kerk opwek, nie as lafaards nie. Nie as wat wegkruip en Here help my. En jy kruip weg hier agter 'n klip en jy check dit so uit. Nee man. Besef jy wat het Jesus gesê by die vyeboom vir Petrus? Hy sê, en niks sal vir julle onmoontlik wees nie. Hoekom? Because it's no longer I that liveth, but Christ that liveth in me. Wanneer jy praat met jou berg, met jou vyeboom, met jou finansies, met jou siekte, praat dit is jy nie, is jou geloof nie, maar is die Here is 'n God soort geloof binne in jou. En dus is hoekom jy die bonatuurlike kan doen. Want die een in jou is die bonatuurlike God.
En sy geloof in jou is bonatuurlik. Bly by my. Kom ons kyk gou 'n bietjie anders na geloof. Geloof word nie gebou nie. Geloof is 'n bron. En dit borrel uit jou uit. Kom ek maak klaar. Laaste puntjie. Hoe aktiveer ek geloof? Want ons sit met die bron van geloof binne in ons. Hoe aktiveer ek dit? Jesus gee vir ons die antwoord. En hy sê, wanneer julle vir die berg sê, wat kom uit jou mond uit? Ek gaan dit nie maak nie, jy is doodreg, jy gaan dit nie maak nie. Ek is onderdeur, jy is doodreg, jy is onderdeur. Want jy sê dit dan. Ek gaan alles verloor, jy is doodreg, kry jy goedjies reg, het gaan waai. Spreuke 18:21, dood en lewe lê in die mag van die tong. Wie dit gebruik, sal die vrug daarvan sien. Wat sê jy? Ek beloof u, ek en my vrou ek het 'n boek gelees, dat ek nou nie sy naam noem nie, want dan hoor ek nou weer, hoe durf jy nou by soek? Clemens, jy mag nie die ou se boek lees nie, hy's 'n duiwel. Daai man het my geleer as 'n jong seun, het ek 'n boek gelees. Hy sê hy het hom uit skuld uitgepraat. En ek pas dit toe. En ek en my vrou, ons het karskuld, ja, en ons het huisskuld. Maar verder, dank die Here, het ek geen skuld nie. Want ek het myself uit skuld uitgepraat. Ek het Kruiskyk TV lewe ingepraat. Ek het hierdie familiesentrum lewe ingepraat. Jou woorde het kreatiewe en vernietigende potensiaal. Besef jy dit? So ons het hierdie water wat binne in ons is. Ons het lewende water, die Heilige Gees wat vloei uit julle binneste se vloei lewende water. Maar binne in hierdie water is daar geloof wat vloei uit die allerheiligste uit. So dink gou saam met my hier aan. Dieselfde God, luister, wat aan die begin van tyd gesê het, laat daar lig wees. Laat daar droë grond wees. Laat daar gras, spruitjies, plante en bome wees. Laat die waters wemel van vis. Laat die aarde wemel van lewende wesens. Is dieselfde God wat binne in jou woon. En al wat jy moet doen is, kry jou mond gereed, salf jou lippe. Raak jou lippe aan. En sê, ek skep met hierdie mond, want die Skepper leef binne in my. Ek skep daai tabernakel wat ons gaan bou vir die Here. Ek skep daai sonneskoolkompleks. Ek skep dit, daai jeug sportsentrum. In die naam van die Here, dit sal kom voor ek 50 is. Dis tyd om mosterdsaad geloof te aktiveer. En met jou berg te praat, want jou probleem is, jy dink net oor jou probleme. Man, as my vrou, my kinders, as ek alleen is in die kar, ek spreek goeders daar in daai kar, kliphard. As my vrou daarmee wees, gaan sy sê, jy's ma. Die kinders sal sê, pa, as jy nou kranksinnig. Maar weet jy wat, gebruik jou, sit die radio bietjie af, sit vir 'n rooibok sokkie af. Sit af en begin praat met jou berg hardop. Hoekom moet ons dit hard praat? Want dit moet in die atmosfeer inkom. Want jy sien die ou wat van jou skinder nie saggies van jou nie. Hy sit dit in die atmosfeer. Wanneer hulle praat van jou, by hierdie en hierdie, dan plaas hulle dit in die atmosfeer.
En jy moet ook iets in die atmosfeer begin plaas. Jy kan net dink en sê, dankie Here, sê, jou duiwel. Ek beveel elke negatiewe woord wat teen my gespreek is, om tot nie te gaan in die naam van die Here. Dit sal geen effek hê nie. Daai mensgeboude berge, halleluja, gaan my nie intimideer nie. Want hy wie in my is groter. Die geloof in my is groter. Mosterdsaad geloof kan van daardie berg, dat val in die see. In die naam van Jesus, aktiveer jou geloof met wat jy sê. Dus, bly weg tog van negatiewe mense. Hardloop weg, hardloop ver weg. Hardloop jou bene stomp. Daai skindertonge, hardloop weg. Hardloop jou bene lam. Ek gaan afsluit. Hoe het Dawid sy oorwinning oor Goliat oorkom? Hoe het hy Goliat gewen? Hy het Goliat oorwin nog voor hy 'n klip gegooi het. Nog voor daardie klip in die slingervel was, het hy Goliat verslaan. Kyk gou wat sê hy. 1 Samuel 17 vers 45. En Dawid sê, hier's 'n paar van julle wat met Goliat gaan praat vandag. Ek sê hier's 'n paar van julle wat met Goliat gaan praat vandag. Hier's 'n paar van julle wat met daai vyeboom gaan praat vandag. En Dawid sê, wanneer julle vir hierdie berg sê, en hy sê, jy kom na my met 'n swaard en met 'n spies en 'n lans, maar ek kom na jou in die naam van die Here van die leerskare, die God van die slagordes van Israel wat jy uitgedaag het. Vandag sal die Here jou in my hand oorlewer, dat ek jou kan verslaan en jou hoof van jou wegneem en die lyke van die leer van die Filistyne vandag aan die voëls van die hemel en die wilde diere van die aarde kan gee, sodat die hele aarde kan weet dat Israel het 'n God. En dan sal hierdie hele menigte moet erken dat die Here nie deur swaard en deur spies verlos nie, want die stryd behoort aan die Here en hy sal julle in ons hand gee. Wat praat jy? Wat sê jy? Wat is jy besig om te sê in jou omstandighede? Wat is jy besig om te praat wanneer die hel los is? Wat is jy besig om te doen en te proklameer in die atmosfeer wanneer niks vir jou sin maak nie? Dis juist dan wanneer jy lewe moet praat. En dit gaan moeilik wees, want die berg intimideer. Die berg sê vir jou, dit kan nie gedoen word nie. Dankie, orkes. Julle kan opkom. Hoe aktiveer jy geloof? Hoe aktiveer jy mosterdsaad geloof? 'n Godsoort geloof wat in jou gedeponeer is. Jy aktiveer dit deur wat uit jou mond uitkom. Bely jou oorwinning. Spreek hom. Skep hom. Kom aan familie. Skep jou oorwinning. En die berg van nederlaag sal skuif. Bely jou genesing. Soos Jesus maar daai vyeboom gepraat het, is tyd om daai kanker te vervloek. Want dis geloof. Geloof sê jou kanker, vervloek is jy. En as dit die klein mens wat praat nie, maar dis die een binne in my wat praat. Dis die een binne my se geloof wat geaktiveer word wanneer ek sê. Hoekom sê ons alles in die naam van Jesus? Want dis sy geloof nie my geloof nie. In die naam van Jesus. Hoekom?
Want dis sy geloof, nie my geloof nie. Dis wat hy kan doen, nie wat ek kan doen nie. Dis tyd om vir daardie armoede gees. Jammer. Ek is nie prosperity preacher nie. Maar is nou tyd om vir daardie armoede gees wat oor generasies kom, vir hom te sê, vervloek is jy. Jy sal opdroog tot in jou wortels. In die naam van Jesus. Staan gou op jou voete. Haal jou beursie uit. Haal jou bankkaart uit. Waar's my foon? Nog net ek nie my liefie, kry kyk se bankrekening oop. Ek soek jou bank app oop. Moenie worry, ek gaan nie offergawe opneem nie. Maak jou bank oop op jou foon. Ek gaan nou lewe spreek oor daai bankrekening van jou. Dis wat God nou lê op my hart. Maak jou bankkaart oop of hou jou beursie in die lug. Hou jou beursie vas, hou jou bankkaart vas. Maak jou app oop. Terwyl hulle dit doen, raf sing enigiets, net die Here op jou, niks is onmoontlik. Sing sommer dit vir my. Halleluja. Halleluja. Hou net telefoon nog eens vas. Ek gaan nou dat julle dit opsteek. Hier's nog mense wat dit oopmaak. Niks is onmoontlik in sy naam. Hoef nie te vrees, hoef niks te twyfel. In sy woord beloof hy mooi. Kom na my met al jou pyn. Niks is onmoontlik in sy naam. Hoef nie te vrees, hoef niks te twyfel. Dankie Here. Sy woord beloof die Here mooi. Kom na my met al jou pyn. Roep sy naam in jou omstandigheid. Roep sy naam in jou verdrukking. Roep sy naam, roep sy naam, roep sy naam, roep net sy naam. Kom, roep jy die naam van Jesus, want dis sy geloof en nie my geloof nie. Halleluja. Halleluja. Vader, dankie dat ons nou kan demonstreer wat U ons leer vanmôre. Vader, ek dank U dat daar goed gaan skuif in die atmosfeer op hierdie oomblikke. En Here, U gaan dit doen vandag. Ek weet dit. Ek doen dit wat U vir my sê om te doen, Here. En ek prys U daarvoor. Elke foon, lig daai foon, lig daai beursie, lig daai kaart. So ek kom nou in die kragtige naam van Jesus. Ek spreek nou oor elke bankrekening in die naam van Jesus. Ek spreek oor daai bankrekening, finansies sal instroom van alle bronne af. Dit sal na jou toe aangehardloop kom. Ek breek elke vloek oor daai bankrekening in die naam van die Here. Ek kom teen elke negativiteit wat gespreek is oor elke bankrekening. Ek spreek lewe. Ek skep lewe in elke bankrekening. En elke bankrekening wat kyk, ek skep lewe onder in die naam van Jesus oor elke rekening. Jou besigheid sal geseënd wees. Jou werk sal geseënd wees. Die volgende promosie is joune. Die volgende promosie is joune. Ek spreek dit in die naam van
van Jesus op grond van Christus Jesus se geloof en nie my eie geloof nie. Amen. Gee die Here lofoffer. Gee die Here lofoffer. Halleluja. 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 Ek kom nou. As jy siek is, steek jou hand op. Halleluja. Lê jou hand daar waar die siekte is, op jou maag, nek, kop, bene, waar ook al. So Vader, nou kom ek. En ek spreek tot elke siekte. Jy's vervloek in die naam van die Here. Vervloek is jy. Jy droog op in die kragtige, magtige naam van Jesus. Genesing vloei deur elke liggaam. Nou in die naam van Jesus. Nou in die naam van Jesus. Be healed. Be healed. Be healed. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. En in die naam van die Here. Ek spreek het. Halleluja. Ek kom ook nou. Ten elke aanval op 'n huwelik. Daai tweedrag gees. Daai rebelse gees. Ek voel in my gees, daai selfsugtige gees. Want dit is net ek. Jy sal maak wat ek sê, jy sal doen wat ek wil. Jy het nie 'n sê nie. Daai selfsugtige gees breek ek. In die naam van Jesus. In die naam van Jesus. Ek spreek lewe oor huwelike. Ek spreek die lewe oor huwelike. Dieselfde God wat gesê het, laat daar. Leef binne my. En ek spreek, laat daar. Eenheid kom. En nou vir elke ma, elke pa, wat worstel met 'n kind, wat 'n rebel geraak het, wat rebels is. Ek sny daar rebellie af in die naam van die Here. In die naam van Jesus. 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 Sabakatarabasukutu. Halleluja. Ek bid nou. Die Bybel sê die God van hierdie wêreld, dis die duiwel homself, die Lucifer homself, het hulle sinne verblind. En die vyand het gekom en daai kind se oë toegemaak. En hy kan net die lig sien, hy kan net die antwoord sien. Hy glo net homself. Daar's baie mense in die kerk wat ook geestelik blind is. Hulle kan net die antwoord sien, hulle sien nie God se hand in die beweeg nie. Hulle sien net hulle self, hulle eie ek. Maar ek kom nou by daardie kind spesifiek, want die Here lê dit op my hart. By daardie kind spesifiek wat geestelik blind is. Ek spreek die hand van die vyand aan en sê, haal jou vuil kloue af. In die naam van Jesus. Dat hulle kan sien. Dat hulle kan sien. Dat hulle kan sien. Die antwoord kan sien. Jesus kan sien. In die naam van Jesus. In die naam van Jesus. Reshebanda kata. Ek kom nou teen elke depressiegees. Ek kom nou teen elke selfmoordgees. In die naam van die Here. Ek sê jou duiwel, jy's 'n leienaar. Jy's 'n leienaar. Uit in die naam van die Here. Uit in die naam van Jesus. Halleluja.
Help my gou. Julle daarbo, ek soek weer daai skrif op van Galasiërs, die Engelse ene van jou worth, jou waarde. Ek dink gaan net so 'n bietjie terugsoek om dit gou vir my. Halleluja. Hou op om jou waarde te bepaal deur mense se opinie. Hou op. Ek wil net hierdie mic aan sit. Ek wil jy sien mense se opinie oor jou het 'n berg gevorm. En jy glo net die berg. Want al wat jy sien is die berg. Is die opinie wat jou man geskree het oor jou vir jare. Jy sien die berg wat jou vrou vir jou geskree het vir jare. Of jou ex of wie ook al. Kollegas by die werk het goed geskree oor jou. En dis wie jy is. Jy is so, jy so, jy so, jy so, jy so, jy so. In die naam van die Here. My new life is empowered by the faith of the Son of God who loves me so much that he gave himself for me and dispenses his life into mine. Hallelujah. Das nog 'n vers, gaan terug. Nog een, ekskuus liefie, ek het my rekenaar wil nie nou werk hier nie. Daar's nog een, die worth, die waarde. Kan jy hom kry? Asai, dankie. Thank you. Kom aan familie. Jy skep met jou mond. Elke een wat depressief is, elke een wat minderwaardig is, sê hierdie ding kliphard saam met my, gaan jy dit doen? Hoor jy wat ek sê? Jy gaan dit belyk kliphard dat die duiwel dit kan hoor. Jy gaan met jou berg praat. Sê saam met my, honestly, assess your worth by using your God-given faith as the standard of measurement, and then you will see your true value with an appropriate self-esteem. Hallelujah. 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 Jy is nie wat jou man vir jare vir jou gesê het nie. Jy is nie wat jou vrou vir jare vir jou gesê het nie. Jy is nie wat jou pa vir jou gesê het nie. Jy is nie wat jou ma vir jou gesê het nie. Jy is wat God in jou vir jou sê. Wat God in jou vir jou sê. Halleluja. Halleluja. Ek dink ek het my deel gedoen vanmôre. Prys die Here. Sing vir ons nog so 1 of 2 keer saam. Ref, sing dit weer vir ons. Almal saam. Sy naam aan jou omstandigheid. Roep sy naam aan jou verdrukking. Roep sy naam, oh, roep sy naam. Roep sy naam, ja, roep net sy naam. Niks is onmoontlik in sy naam. Hoef nie te vrees, hoef niks te twyfel. In sy woord, oh, beloof die Here mooi. Kom na my, ja, met al jou pyn. Roep sy naam, oh, in jou omstandigheid. Roep sy naam in jou verdrukking. Roep sy naam, ja, roep sy naam. Roep sy naam, oh, roep net sy naam. Prys die Here. Ek wil al ons kykers by die huis groet. Ons sien u volgende week. Mag die Here u ryklik seën. Kan ons gou 'n lekker hande klap? Amen.